Ek wil vir die musiekspan sê dankie, altyd lekker om saam te hulle bedien. En lekker om die naam van die Here groot maak. Ek kan die sit lekker neem. So dankbaar en bly van ons saam met u wees. Ja, ons het vanaand die doopdiens. So, ek doen wat ek gewoonlik doen, ek preek oor die doop, dis vir my belangrik. Ek hou dan van mense wat nie weet nie, moet weet. Dis belangrik, hoekom ons gedoop moet word, en ek hou daarvan om daaroor te gesels. So ek gaan begin in die woord van die Here in Johannes die 3de hoofstuk, vanaf vers 3 tot 5. Hy sê, Jesus antwoord en sê vir hom, Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien. Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens toch 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word? Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, dit gaan oor ons nie, maar dit gaan oor U. Het gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat die vanaand sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom van ons toe met die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan wat U vanaand vir ons sê. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus, en ek dank U daarvoor. En die volk van die Here sê, Amen, halleluja. Ek wil begin deur te sê dat wedergeboorte is tweeledig. Die Bybel praat daar, hy sê, wedergeboorte deur gees en wedergeboorte deur water. Nou as ek praat oor wedergeboorte deur gees, dan beteken dit is die geboorteproses van jou gees. Dis die gedeelte waar ek sê, ek gee my ou lewe vir die Here en ek vat my nuwe lewe in Christus Jesus. As jy disipelskap loop, dis die les met die ou mini en as jy kan onthou. As ek praat oor wedergeboorte deur water, dan praat ek oor die doop. Dan praat ek oor iets wat met my moet gebeur. En die enigste manier hoe ek dit kan verduidelik is, ek sal moet teruggaan na die woord toe. Want baie mense vra my die vraag, dan sê hulle, pastoor, hoekom doop julle groot? Dan sê ek, hoekom doop julle kinders? Dit pla my. Want jy sien, as ek gaan kyk na die woord van die Here, dan sê die kerke, of die sisterskerk en goed sal sê, die doop vervang die besnydenis. En dit klink nogal redelik, ja, kan seker maar wees as hulle wil, maar hy praat daar, dan sê hy, die doop vervang die besnydenis. Dan vraag ek, waar kry julle dit? Dan sê hulle nie, die Heidelbergse Katekismus sê so. Dan sê ek maar, oké, dis reg. Dan sê ek maar, sê gou vir my, as julle dan sê die doop vervang die besnydenis, hoekom doop julle dogtertjies? Want besnydenis was net vir seuns. Dit was nie vir dogtertjies bedoel nie. So oké, kom ons gaan kyk wat sê die woord van die Here. Nou, ek hou daarvan om Jesus te gebruik as die perfekte voorbeeld, want die woord van die Here sê in 1 Korintiërs 11, in die eerste vers, dan sê ek wil julle aanmoedig om my na te volg, soos wat ek Christus navolg. Die Engelse vertaling sê dit beter. Hy sê, I urge you to imitate me as I imitate Christ. So wat hy eintlik sê is, die doop is iets wat so belangrik is, want ek wil weet hoe oud was Jesus toe hy gedoop is. As ek hom dan perfect wil navolg, wil ek het least weet hoe oud was hy. En die Bybel sê dat Jesus was omtrent 30 jaar oud gewees toe hy hom laat doop het. Hoekom? Het hy nodig gehad om te laat doop? Nee, glad nie. Hy het nie sonde gehad nie, maar omdat hy die perfekte voorbeeld is, omdat hy die een is wat wil hê ons moet hom navolg, hom imitate, daarom het hy hom laat doop. En ek wil vanaand vir julle sê, kom ons kyk wat sê die woord van die Here oor wat is die doop en hoe werk die doop. Nou oké, hy beskryf die doop verskriklik mooi in Romeine 6. Dan sê hy, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Dan sê hy, nee, stellig nie.
Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat almal wat in ons Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is dit nie? Ons is saam begrawe deur die doop en die dood, soos Christus ook in die dode opgewek is in die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Nou kom ek gaan dit verduidelik. Hy begin met die woorde, gaan van 'n vers in asseblief. Hy vra die vraag, hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, laat die genade meer kan word? Want dis baie keer wat ons dink. Ons dink as ons in sonde is God se genade meer. Dis nie waarheid nie. Hy sê dan, sal ek in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Dan sê hy, nee, stellig nie. Dan vra hy die vraag, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? En as ek sê, ek maak vanaand iets dood, dan beteken dit, ek sterf dit af, ek stoot dit van my weg, en ek wil dit nie meer by my nie, stem jy met my saam. Nou kyk, as ons gaan kyk na die regstelsel, want ons moet gaan kyk, wanneer is hierdie geskryf, vir wie is dit geskryf, hoekom is dit geskryf, en die klas van goed. En hy praat hier van die regstelsel van Rome. Hy praat hier van iets wat gebeur. Want hoekom sê ek so? Hy sê hier so, het ek dit nie dan afgesterf nie. Nou in Jesus' tyd, as ek iemand doodgemaak het hulle sy lijk gevat en op my rug vastgemaak vir 2 tot 6 weke, afhangend van die temperatuur. Hoekom sê ek so? Want weet jy wat? As hierdie lichaam wat ek dan doodgemaak het, op my vastgemaak is, en hy begin te vrot, begin ek te vrot. As hy stink ek, waarom is onvreed hulle my? En daar is 'n sekere tydperk met hulle kom, en sê hulle goed, nou gaan ons die lichaam begrawe, maar hy moet nie tronkstraf. So hier is net 'n gedeelte van wat gebeur. Nou wat doen die vyand? Die vyand doen presies dieselfde met ons. Die oomblik wanneer hy jou vat, dan vat hy jou en hy maak sonde op jou rug vas. Die oomblik wanneer jy sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, of ek wil die ou mens afsterwe, ek wil hierdie goed afsterwe, wat maak hy? Hy maak dit op jou rug vas. En dis hoekom, baie mense kom tot bekering vir 3 tot 6 maande, en ons is nie van die pad af, weet ons nie hoekom nie. Die rede hiervoor is sonde word op hom vastgemaak. En die enigste manier hoe ons dit begrawe kan kry, is deur die doop. Want nou sê vers 3 hier die woorde, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. So wat hy vir jou sê is, jy hoef nie dood te gaan nie, hy gaan jou vat en jou in die water insit. Jy gaan saam met hom begrawe word in die doop, in die dood. So hy vergelyk die water met die doodryk. So kan julle dit raak sien, want hy sê daar, of weet julle nie, dat ons almal in Christus Jesus gedoop word, in die dood gedoop word nie. So ons word dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood. So ons word begrawe in die doop, in die dood. Dan sê hy daar so dat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Wat is wedergeboorte? Wedergeboorte is gee my 'n ou lewe en ek gee jou 'n splinternuwe een. Wat beteken die doop? Dis die begrafnis van die ou mens, opstanding as 'n nuwe lewe. Dis nie wat ek sê, dis wat die Bybel sê. En dis wat het so amazing maak. Want die oomblik wanneer ek nie meer leef nie, maar Christus leef in my. Nou kom ek probeer dit verduidelik. Want daar gaan 'n dag kom, wat ons almal voor die troon van God gaan staan. Julle weet dit, nou. Elke een van ons sal voor die troon van God staan. 1 Johannes 5, vers 7 en vers 8. 1 Johannes 5, vers 7 sê hier die woorde, hy sê, daar is dus 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en die 3 is 1. Ok, hoekom, ek wil nie te lang op dit stilstaan, maar ek wil dit gauw verduidelik.
Ons bestaan uit 3 dele uit, 'n siel, 'n gees en 'n liggaam. Elkeen van ons wat hier is. Nou kom praat gou vanaf daaroor. Flash kan vanaand in die kerk sit. Hy kan besig wees om te huil oor sy ouma wat oorlede is, né? Maar hy is besig om te bid, om met God te praat. So hy is op 3 verskillende plekke, tog is hy net een. So hy is in die kerk, sy liggaam is in die kerk, sy gees is besig om met God te kommunikeer, terwyl sy siel, sy wil, sy intellek en sy emosies besig is om te huil oor ouma wat oorlede is. Kan julle die prentjie sien? Dis hoekom ons sê, as jy praat hier, dan sê, want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en die 3 is een. Ons het hierdie week amazing Pinksterbid hier gehad. Hoekom? Ons het die Heilige Gees weer teruggenooi in die kerk. Want weet wat? 'n kerk sonder die Heilige Gees het kragteloos geword. Maar kom ons praat gou daaroor. Hy sê daar so, die Vader, die Woord, maar hy praat nie van Jesus nie. Kom ons kyk gou. Johannes 1 vers 12, Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die Woord. En die Woord was by God, en die Woord was God. En dan sê Johannes 1 vers 14 hier die woorde, dan sê hy, en die Woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Nou die enigste een wat vlees geword het, en onder ons kom woon het, daar staan het, is Jesus. So ons weet wie die Woord is, soos ek teruggaan na 1 Johannes 5 vers 17, dan sê, daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord, en die Heilige Gees, en hierdie 3 is 1. Hy sê nie is eenstemmig nie, hy sê dis 1. Dis 1 persoon. Verstaan julle dit vanaand? Okay, kom ons gaan verder. 1 Johannes 5 vers 8 sê, daar is 3 wat getuig op die aarde. Die water, die gees en die bloed. En hierdie 3 is eenstemmig. 1 Johannes 5 vers 8. Hy sê daar is 3 wat getuig op die aarde. Die water, die gees en die bloed. En hierdie 3 is eenstemmig. Nou kom ons praat daaroor. Die dag as ek tot sterwe kom, die dag as ek doodgaan, gaan ek voor God verskyn. En die oomblik as ek voor God staan, gaan die vyand daar wees. Die duiwel sal daar wees en hy gaan vra, het jy 'n leuen vertel? Ja, kind. Wat noem ons iemand met 'n leuen vertel? 'n leienaar. Het jy iets gesteel in jou lewe? Nee. Nog nie klein geld gevat het nie joune is nie. Onthou ons het jy te veel klein geld gegee, hou jy dit? Of nog nie die koekies in die kas vastgelee, of die kondensmelk, dis en dit wat. Ek weet nie hoekom die kondensmelk hou wel toesteed nie, maar het gebeur. Ok. Het jy al iets gesteel in jou lewe? Ja, dit. Anhou is lipstick gesteel, ek weet al van. Ek denk. Dan sê hy daar so, want jy sien, wat gebeur is, as ek dan voor God staan, my vrou met jou iets gesteel in jou lewe, ja, kind. En as hy vraag, het jy al egbreek gepleeg in jou lewe, nou is ons baie heilig, dan wil jy sien die tannies, dan kyk jy oom so. Jy wil het net sê, goed. Die Bybel sê, as jy na iemand kyk, en hulle begeer het, moet jy dit reeds gedoen. Ja, iemand begeer? Ek was allemaal al gedoen. En dan sê hy daar, ek was vraag die vraag anders, het jy al woord gepleeg in jou lewe? Nee, pastoor, daarom nog nie. Die Bybel sê, as jy iemand haat, het jy hom reeds verloor. Ja, onderwyser by die school gehad, of die paas, of die vriend, die ene wat, die ene weet waarvan ek praat, die Bybel sê, as jy hom gehaat het, het jy hom reeds verloor. So, as jy vanaand voor God staan, en hy vraag vir jou, net hierdie 4 vraag, net 4 van die geboeie, ons kan al 10 gaan, en ek sê, bewys al 10 het jy verkeerd gedoen. En hy vraag vir jou, gaan jy dit maak? Wat is jou antwoord? Maar hy sê, ja, kom my advokaat ingestap. Dan sê hy, eerlagbare, terwyl ons dan in die rechtsbank is,
hierdie is my kliënt, so ek wil hom verteenwoordig. En dan het 'n mooi manier, as hulle instap en bygelus so, dan sê hulle eerlagbare, myne het ingestap te sê, hallo pa, ek bedoel eerlagbare. Jy sien, en toe Jesus begin praat, toe sê hy, die man is nie onder die wet nie, hy is nie onder die 10 gebooie nie, hy is onder die genade van God. Toe word die vraag gevra, as jy dan sê, hy is onder die genade van God, moet jy at least drie getuies hê, wat namens hom kan getuig. Want dis wat die regstelsel sê, as jy iets wil insit, moet dan 3 getuies wees. Jy weet wat die Bybel sê so. Die Bybel sê, as iemand vir jou woord gee, moet dit deur 2 of 3 bevestig word. Nou kom ek probeer dit verduidelik. Ek weet nie wie van julle dat die Bybel deur probeer lees nie. As jy Matteus lees, gaan jy sien, alles wat in Matteus staan in Markus, Lukas en Johannes. So, Matteus vertel 'n storie, Markus, Lukas en Johannes bevestig dit. As jy gaan lees wat staan in Markus, gaan jy sien, alles wat in Matteus, Lukas en Johannes staan, word deur hulle bevestig. As jy gaan lees wat staan in Matteus, maar Lukas, wat in Lukas staan, gaan jy sien, Matteus, Markus en Johannes bevestig dit. As jy Johannes lees, gaan jy sien Matteus, Markus en Lukas bevestig dit. So dis waaroor dit gaan. Nou oké, as ek die dag voor God staan, gaan hy sê, goed, nou moet jy 3 getuies inroep. Daar sê die Bybel, en daar is 3 wat getuig op die aarde, die gees, die water en die bloed. Hierdie 3 is eenstemmig, nou kom ons praat vandag. So die een wat ingehardloop gaan kom, gaan die eerste een wees, is die bloed. En dan gaan hy sê, eerlagbare, hierdie dag en hierdie datum, het hierdie man op sy knie neergeval en gesê, was my met die kosbare bloed. Reinig my van al my sondes en al my ongerechtighede, Here, en ek het dit gedoen. En dan kom hy, tweede een ingeloop, namelijk die water. Dan sê hy vir hom, water, wat jou getuienis, dan sê hy, eerlagbare, op hierdie dag en hierdie datum is hierdie man begrawe in my, in die doop, in die dood. En hy het opgestaan as 'n nuwe skepsel. Hy is nie onder die wet nie, hy is onder die genade van God. En dan kom die Heilige Gees ingestap en sê, eerlagbare, en hy het my genooi om binne hom te kom woon, en ek het. So ek kan vanaand getuig, hierdie ou is nie onder die wet nie, hy is onder die genade van God. Maar nou sit ons met een probleem. Die Bybel sê, hierdie 3 is eenstemmig. So as een van hierdie 3 nie namens jou kan getuig nie, sit dit jou onder die wet. Dis eintlik skeer. Ek weet nie van jou nie, maar ek gaan dit nie maak onder die wet nie. Ek moet dit maak onder die genade van God. En dis wat my daar sê. Nou kom ek probeer dit verduidelik. Ons praat ons oor die regstelsel. As ek vanaand hier uitstap, en ek gaan trek gou geld hier by die ATM, en hulle sê, maar ek het vanaand 20 voor 7 iemand doodgemaak, en ek sê, is onmoontlik, hier is my strokie, om te bewys, dis waar ek was. Nou, die oomblik wanneer daar doubt is, en ek noem het reasonable doubt, the court throws it out. When in doubt, it's out. So, as een van hierdie 3 getuies nie namens jou getuig nie, when in doubt, it's out. Maak het sin vanaand. So, dis wat ek vanaand sê, is die dood belangrik, dis een van die belangrikste goed, dis nie 'n stap van gehoorsaamheid nie, hoor wat ek sê, dis 'n deel van my wedergebore proses, dis wat het is. Baie mense sê, pastoor, dis net 'n stap van gehoorsaamheid, nee, dis baie meer, as net 'n stap van gehoorsaamheid. Wie kan gedoop word? Ek klaar maak met dit, Markus 16. Die Bybel sê Markus 16, hy, 16, hy wat glo en hom laat doop, kan gered word, sal gered word. Kan 'n babietjie glo? Nee. Hoekom doop hulle hom dan?
glo nie. Die Bybel sê, hy wat glo en hom laat doop sal gered word. En dan sê hy verder, hy maak die stelling, en hy sê, en hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Het julle geweet, in die Afrikaanse taal, is daar een plek wat hulle die woord veroordeel voor gebruik. Jy is ter dood veroordeel. Dis al plek waar hom gebruik. En dan sê hy hier so, en vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. This is gonna become your life. Ek het gisteraand, was my verskriklike weerkant, want ek het nie hoe voor te berei nie, om pastoor Ryan het volgend gedien. Maar weet wat het my gepla, en ek gaan het sê met die grootste liefde. Ek het gisteraand, toe ek bid en voor die Here lê, maar net bietjie tyd met hom spandeer, soos wat ek doen. Toe kom hier die woorde by my op. My children needs to fall in love with me again. My kinders moet weer verlief raak op my. Snaaks as hulle verlief is, sal jy enigiets in jou vermoë doen om daai persoon te wees. Is dit waar? Julle weet waarvan ek praat. As jy verlief is, wil jy tyd spandeer met daai persoon. En daai verliefdheid sit naderhand om in liefde. Want hoe meer tyd ek spandeer, hoe meer intens leer ek jou ken. En dit lei na intimiteit toe. Dis presies wat die Bybel hier sê. Presies. Want wat God wil hê, ons moet hom leer ken en in 'n verhouding met hom wees. We need to fall in love with God again. Ek gaan vra dat die kandidaate wat gedoop gaan word sal opstaan, na agter toe beweeg, ons gaan aantrek en ek gaan vra dat daar van die broers sal gaan help of van die susters sal gaan help. Daniel Boek is jy vir ons sal gaan help met die mans asseblief. En ek gaan so daar in die saal opstap en dan gaan ons gou aantrek. Ek gaan die musiekspan vra om na vore te kom en dan gaan ek lekker musiek maak terwyl ons gou gaan aantrek. Amen.
vanaand vir Johan die groep onder andere. Dankie vir die liefde en die genade, die krag en die sterkte. Here, hierdie jong meisie, dat daar 'n nuwe bediening op haar lewe sal losmaak. Dankie dat ons weet, Here, U is saam met haar. Vul haar met die liefde en die genade. Ons eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen.
die Vader. Glo in die Seun, glo in die Heilige Gees. Glo in die Jesus aan die kruis gesterf het vir jou sondes, rond van jou eie belydenis, doop ek jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Vader, so baie dankie dat die naam vanaand op jou hand kan lê. So dankie vir 'n splinter nuwe lewe in Christus Jesus. Die ou lewe het verby gegaan, maar alles het nuut geword. Here, dankie dat ek vanaand weet dat U saam met hom. Here, ek wil vanaand bid en vra, maak los die bediening op sy lewe wat U op die hart het, Here. Vat hom en gebruik hom vanaand van die koninkryk. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus. En ons dank U daarvoor. Amen en amen. Voor die Vader. Glo in die Seun, glo in die Heilige Gees. Glo in die Jesus aan die kruis gesterf het vir jou sondes, rond van jou eie belydenis, doop ek in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Vader, so baie dankie dat die naam vanaand kom kan lê. So dankie vir 'n splinter nuwe lewe in Christus Jesus. Ek wil vanaand bid en vra, Here, maak los die bediening op sy lewe wat U vir hom gestoor het. En Here, ek wil bid en vra, val hom toe met die liefde en die genade. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Elke stap van hom, Here, die Bybel sê dat het vir Timoteus gesê, moenie laat hulle jou in jou jonkheid vraag nie. En ek wil bid en vra, Here, waar hy wil gaan, dat sy lig so sal skyn. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus. En ons dank U daarvoor. Amen. Wat verhinder my om gedoop te word? Hier is die water. Wat verhinder jou om gedoop te word? As jy vanaand hier sit en sê, ek wil my ook laat doen. Dis iets wat God op my hart lê en ek moet dit doen, dan wil ek jou nooi kom uit. Ons het nog plek, ons het nog klere, ons het nog tyd, dan doop ons jou. Amen? Halleluja. As daar iemand is, wat hy kom, as daar iemand is nie, dan gaan ons oorgeef die musiekspan, en vir ons gaan afsluit. Amen. Ons kan allemaal opstaan vir die laaste lied en dan die broers het gaan help met die offerandes. Julle kan ook na